Goeiedag en baie welkom. Dit is tyd vir Openbaring. Prys die Here, vers vir vers uitleg. Dankie Here. Ons het by die vorige uitsending was ons by die inleiding van hoofstuk 4, wegraping, feit of fiksie, en dit het daar baie duidelik geword dat dit 'n feit is. So nou kan ons begin by vers 1. Met vers 1 lees as volg. Na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my hoor spreek het gesê, kom op hierheen, ek sal vir jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Amen. Paar sleutelwoorde daarso wat dit beteken, na hierdie dinge. Dit begin, na hierdie dinge. Die oorspronklike teks, die Grieks vir na hierdie dinge, is die volgende. Dit is metatauta. Metatauta. En metatauta beteken, daar sê, na die voorafgaande. Hierdie is hoofstuk 4, wat is die voorafgaande gewees? Hoofstukke 1, 2 en 3. Wat was hoofstukke 1, 2 en 3? Was die kerkera. Daar waar die briewe was. Nou, met ander woorde, daar sou staan, na hierdie dinge, na die voorafgaande, na die kerkera, sal die volgende gebeur. Dan staan daar 'n geopende deur, daar was 'n geopende deur, die oorspronklike teks, belangrik dat ons kyk wat sê die oorspronklike teks. Die oorspronklike teks vir opende deur is daardie Torah, Anoicho en Oranos. Torah, Anoicho en Uranos. En dit beteken 'n geopende deur. Dis die woord wat vir geopende deur gebruik word daarso in die oorspronklike teks. Dit beteken die hemel het soos 'n deur oopgemaak. Nie net daar was 'n geopende deur in die hemel nie, of daar was 'n geopende deur nie, of iets wat gelyk het soos dit nie. Dit is die hemel, spesifiek die hemel het soos 'n deur oopgemaak. Amen. Nou hierdie wil ek sê is ook die eerste bewys dat die geredde bruid nie aan die vervolgingsperiode van 7 jaar gaan deel hê nie. Want die eerste stem het haar geroep vir die kerk, vir die geredde, en gesê, kom op hierheen. Wie is die eerste stem? Die eerste stem is die stem van Jesus. Ook die eerste stem in Openbaring 1, vers 1 tot 11, 1 Korintiërs 15, vers 52, 1 Tessalonisense 4, vers 16. Dan kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Nou, van hier af, tot en met Openbaring 19, vers 11, sal jy nie weer van die kerk, of van die bruid, of die liggaam van Christus hoor nie. Van hulle wat die gees vervulde bruid is nie. Ja, daar sal nog van kerk gepraat word, maar dit is die misleidende, verdwaalde kerk, valskerke, wat op die aarde gaan agterbly.
Dit bevestig weer eens die feit dat jy 'n kerk is of 'n kerk genoem word, beteken nie dat jy noodwendig hemel toe gaan nie. Dit beteken jy moet met die gees van God gevul wees, met gees en met waarheid. Amen. En dit is die eerste roep, dit is Jesus wat ons gaan sien op die wolke kom, en dit is Jesus wat sê, kom op hierheen na my toe, en deur my verby hom tot binne in die hemel in. Vers 2. En dadelik, nou skryf Johannes oor homself, hy sê, en dadelik was ek in die gees, en kyk daar, dit is 'n hoofletter G daai, dadelik was ek in die gees van God, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een sit op die troon. So, Johannes het hier die wegraping ook beleef, want hy was op die grond en hy het gesien die hemel gaan oop soos 'n deur, die eerste stem, Jesus wat sê, kom op hierheen, en hy was dadelik in die gees, en toe is hy binne in die hemel, in die troonkamer, want hy sien daarso, hy wat sit op die troon, toe sy dadelik in die troonkamer, lewendig en in die gees, in Jesus, in God, in die Heilige Gees was hy. Wow. Een wat sit op die troon, baie belangrike vers hierdie, mense kyk hom so maklik mis, dat dit is baie belangrik wat daar staan, en een sit op die troon, nie 3 nie. Daar sit net een, tot en met Openbaring van Genesis, tot en met Openbaring, sit God die Vader op die troon. En kom Openbaring, dan gee die Vader die troon oor aan Jesus. Dan word hy die een. Hulle is nog steeds 'n drie-enige God, maar God sit in sy, ek wil sê in sy Jesus karakter op die troon. Baie belangrik. Die Vader doen afstand van die troon en hy oorhandig die troon aan Jesus in Openbaring. Die woord daar vir troon is iets wat ek wil uitlig. Die Griekse troon is bema. Die bema. En bema beteken, wat 'n troon is die? Dit is nie net 'n troon nie. Ons lees hierdie en ons is oor die troon van God. En ons het nie 'n idee wat se troon dit is nie. Ons het hierdie oor iets soos 'n troontjie, soos wat ons prentjies het in ons koppe van hoe 'n koning hier op 'n troon sit. Ja, dit sal seker so iets of naby so iets wees, maar nie 'n gewone troon nie. Daardie woord bema beteken die oordeelssitplek van God. So Jesus sit op die troon om te oordeel. Amen. Belangrik, né? Belangrik om dit net te besef. En dan, voordat ons in vers 3 en 4 kom, vers 3 en 4 beskryf Johannes die glorie wat hy aanskou het in die troonkamer. Dit was onuitspreeklik, hy het nie geweet hoe om dit te kan beskryf nie. En dis daarom, dit sê dit is baie mooi, want hy beskryf met hy wil dit in woorde uitsit, en die mooiste wat hy weet is, vir hom was edelgesteentes, so hy vergelyk dit met die mooiste van wat hy dit mee kan uitdruk. En hy skryf in vers 3 dan,
daarso. En hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis. Sien jy? Nou daardie kleure wat hy dit gee, het betekenisse. Jy kan nou sien wat dit is. En sardius. En rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. Die prentjies wat ons daarvan kry, kan baie mooi prentjies wees. Maar dit is nie werklik hoe dit lyk soos die prentjies nie. Die prentjies is presies woord vir woord soos wat hy dit skryf. Daar het wat mense dit dan 'n prentjie saamstel. Dit is nie. Hierdie is alles goed wat betekenisse het, hoe hy dit die beste kon uitdruk. So is jaspis is 'n kristalhelder klip, iets wat lyk soos 'n diamant, deursigtig. Dis jaspis. En hy sê, hy wat daarop sit het sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis, deursigtig en dit dui op reinheid. Hy is deursigtig en rein. Dan sê hy, en sardius. Nou sardius is 'n diep rooi kleur, wat die bloed van die lam simboliseer, die bloed van Jesus. Hy wat op die troon sit, het 'n diep rooi kleur nie gehad nie. Hy het nie daar gesit en gelyk of hy in die son gesit het die hele dag nie. Nou is hy rooi nie. Nee, wat hy daarmee wou uitdruk is, hy wat op die troon sit, hy het die bloed van die lam, of hy is die bloed van die lam. Net die bloed van die lam. Wie is die bloed van die lam? Net een, en dit is Jesus. Dan praat hy daar van 'n reënboog. Daar is nie regtig 'n reënboog in die ronde om die troon nie. Hy wil, wat is 'n reënboog? In 'n sirkel rondom die troon, hy het nie 'n begin en nie 'n einde nie. As hy daar is, as jy hom begin trek, en so jy weet waar jy begin. Maar as hy met 'n passer gedraai is, en jy gaan nou die derde, vierde keer in die ronde, gaan jy nie weet, waar het jy begin nie. So hy het nie 'n begin of 'n einde nie. Dit simboliseer die nimmer eindigheid van God, van Jesus wat op die troon sit, sonder begin, sonder einde, die Alfa en die Omega, van ewigheid tot ewigheid. Dit is wat hy daarmee wil sê, wat hy probeer sê met die uitdruk van die reënboog. En dan word daar gepraat van, en rondom troon 'n reënboog is gelyk soos 'n smarag. 'n reënboog wat sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. Nou maak dit nie baie sin nie, want 'n reënboog het 7 kleure, en hy sê wat gelyk het soos 'n smarag. Nou smarag is 'n steen wat groen is van kleur. Nou hierdie is 'n groen reënboog. Hoekom het hy gesê reënboog? Die Here het dit nooit vir my gewys tot vandag toe nie, so ek gaan nie 'n kans vat om te sê hoekom hy sê 'n reënboog nie. Want dit sou meer sin gemaak het as hy gesê het 'n sirkel van smarag, 'n groen sirkel. Of om die effekte gegee het, moes daar so 'n verskil in kleure gewees het, verskil in groene, so dit moes mengsels van groen gewees het, maar dit het gelyk so smarag, definitief groen. En die groen het die Here wel vir my gewys, dit simboliseer lewe. So daar is lewe wat uit die troon kom. Amen.
So hy sê alles en alles saam, daar is nimmer eindende lewe in die bloed van die lam in en rondom die troon. Dit is wat hy sê met vers 3. Vers 4. Vers 4 is 'n interessante ene. En rondom die troon was daar 24 trone en op die trone het ek 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. Amen. Nou, en hierdie versie kan seer maak vir party mense. Ek wil net weer daar die prentjie wys. Sien jy daarso, dit het so groen skynsel daarso. Dit is daar, hierso, ja, wat ek wil wys op hierdie prentjie. As jy daar sit 12 en hier sit 12. En kyk al het almal kroontjies op hulle koppe. Dit is die prentjie wat baie mense in hulle koppe het. Hulle kan nie wag dat die Here ons moet kom haal nie, en dat hulle kan hemel toe gaan nie, en dat hulle met krone op hulle koppe kan sit, en hulle het so 'n prentjie in hulle koppe. En daar's baie ouens, ja, soos net 24 ouderlinge, maar hoor hierso, daar's mense wat hulle klaar maak, hulle gaan een van hierdie 24 ouderlinge wees. 24 ouderlinge het niks te doen. Jammer vir jou wat so dink, prys die Here vir die waarheid. Niks te doen met ouderling op 'n kerkraad nie. Niks daarmee te doen nie. Die 24 is 'n voorstelling van 12 aan elke kant, 12 stamme van Israel, die een kant, die Ou Testament, en die ander kant 12 apostels, die Nuwe Testament. Prys die Here. Hierdie vers bevestig, dit bevestig Openbaring wat ver vorentoe lê, 21 vers 10 tot 14. Openbaring 21 vers 10 tot 14 word daar weer verwys na die ouderlinge. En dit is 'n bewys dan dat die Ou Testamentse gelowiges asook die Nuwe Testamentse gereddes albei in die hemel as ook in die Nuwe Jerusalem gaan wees. Amen. Die wit klere is, kom ons hulle geklee in wit, het jy gesien, alles in die hemel is wit. Dis nie dat ek dink, ek wil my nie verskyk om enige iets te sê oor hoe ons aangetrek gaan wees in die hemel nie, maar ja, blykbaar dit blyk as ek na die boot kyk, of ons in wit geklee sal wees. Maar die wit is meer ook 'n aanduiding dat dit ons rein is, dat ons geregverdig in Christus is. Openbaring 19 vers 8. Right. Goue krone op hulle koppe, op hulle hoofde. Hierdie is nie werklike krone soos ek voorheen gesê het nie, ek het dit in die briewe gesê, maar dit is die ewige lewe belonings van hoofstuk 2 en 3. Dit is net 'n aanduiding, die kroon wat hy dra is hierdie, die kroon van die ewige lewe. Al daardie krone van die briewe het almal daarop neergekom op ewige lewe. Dit is wat hierdie krone is. Vers 5. En daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan, en 7 vuurvakkels wat die Gees van God is, het voor die troon gebrand. Hierdie is 'n goeie uitdrukking. Daarso is nou 7 vuurvakkels. Daar sit hulle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vuurvakkels.
dit wat hier geskryf staan. Dis nie hoe dit werklik lyk nie. Ek moet dit elke keer sê. Hierdie is om iets uit te druk. Nou weerligte en donderslae en stemme stel ontzagwekkende krag voor wat hier in die troonkamer is en die troongebied uitkom. Krag. Dit is wat dit voorstel. Die ontzagwekkende krag wat uit die troon kom. Die 7 vuurvakkels, hier het ons 7 vuurvakkels. Onthou julle, ons het in die briewe gehad in die begin, en die einde van hoofstuk 1 het dit begin, dat die Here staan tussen 7, het hy ook gestaan, kandelare. Nou hierdie vuurvakkels, dit is die gees van God, en dit dui God se volmaakte gees aan. As ook die vermenigvuldigende energie en toren van die Heilige Gees. Dit is die Heilige Gees se krag, die vuurvakkel se krag eintlik wat hy dan hierso voorstel. Hierdie krag van die Heilige Gees wat uit die troon uitkom. Dis daarom ons, jy kan nie daarin kom. Jy kan miskien tot hier naby kom en sien hoe lyk dit daar in die troonkamer, maar jy gaan nie die troonkamer betree met Jesus se voete, by sy voete kom sit, as jy nie Gees, die Heilige Gees in jou het nie, want net Gees, daai in jou, dit is wat in ons moet wees, net dit kan met dit assosieer, connect. Baie belangrik. Ons moet nie gelowig wees nie. Ons moet nie die versies in die Bybel ken nie. Ons moet met die Gees gevul word om naby aan die troon te kom. Amen. Right. Wat sal ons sê dan? Is dit vers 6. Nou, hierdie skrikwekkend wat nou hier staan alles. Vir die eerste keer is dit skrikwekkend. Ek wil net sê, hierdie vers 6 het vir my die eerste stadium toe ek die eerste keer toe ek Openbaring in my eie krag en my eie vermoëns en eie verstand probeer lees het en verstaan het hierdie vers my regtig laat dink, en ek sê lelik nie luister wat ek sê tot die einde, maar ek het op 'n stadium regtig gedink vir altyd by die vers kom. Wat is die skrikwekkendste? Wat is die lelikste? Die hemel of die hel? Want hierdie klink daarom ook net soos demone wat hier beskryf word. Dit is omdat met eie krag en eie verstand dit probeer verstaan het, probeer uitlê het, totdat die Here dit vir my geopenbaar het met my afsondering met hom. Nou daarso, wat is so verskriklik daar? Dit wat hier so staan. Vers 6. En voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal. Dit was nog oukei. En in die middel van die troon en rondom die troon, hoor nou hier, 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. Lewende wesens, dit klink soos wesens, wesens van uit die lug uit, outer space uit. Dit klink my baie demonerig en met oë van voor en van agter, vol oë. Dit is die prentjie wat ek in my kop gekry het oor dit. Dus daarom was dit, Here, wat is dan nou die lelikste, die hemel of die hel? Dis so iets. Hier is my idee 4 wesens, 4 goeters of goeterse. En kyk daar.
Dis hulle is net oë. Hulle het elkeen nog 'n groot oog en hulle is vol oë. Van bo tot onder. Kyk hier, dis net oë. Van bo tot onder, voor en agterkant. Dit was regtig vir my, nee, dis almal lelik hierso hoor. Is dit hoe dit in die hemel kyk? Want ek het toe sonder die Here se openbaringe hierdie goed net probeer verstaan soos wat dit daar geskryf staan. En toe kom die Here en kom openbaar dit vir my 'n paar jaar later, toe ek in die afsondering met hom gaan en sê, Here, ek sal hier uitgaan, al is dit 'n jaar later, maar ek sal eers hier uitgaan nadat U dit vir my geopenbaar het, openbaring. En dit het 4 maande later gewees. Prys die Here daarvoor. Daar is wat 'n paar goed genoem. Eerste, 'n see van glas soos kristal. Dui aan net dat die troon ontoeganklik is. Dis 'n see van kristal. Nou ons weet kristal is baie dun, fyn glas. As jy te hard vir dit kyk, dan breek dit. Jy kan nie op kristal loop nie as dit 'n see van kristal is. Dit is sal breek. Met ander woorde, daar is nie, die troon is ontoeganklik sonder die Gees van die Here. Nou kan jy onthou daai prentjie, daardie wat daar uit die troon uitgekom het, sonder dit sal daardie, as jy met enige iets daar aankom met gewig, selfs met daardie voorstelling van dit wat uit die troon uitkom, met daardie krag daar aankom, sal daardie see, hierdie kristal onder jou breek. So, dit is net Gees wat jou daar kan oorvat. Gees van God. Amen. Interessant is in Hebreërs 12 vers 14 staan geskryf dat 'n aanbidder homself eers moet reinig en heilig. Dan staan daar deur die see van glas. Nou maak dit ewe skielik baie sin as ons eers hierdie versie verstaan en weet wat dit beteken. Hierdie see van glas is die bloed van die lam. Sonder die bloed van die lam is die troon onbereikbaar. Dit is wat daar staan. Wow. En dan staan daar in Hebreërs 12 vers 14, jy moet eers heilig deur die see van glas. Jy moet eers deur die bloed van Jesus, die bloed van die lam kom. En wat is die groot kenmerk daarso van kristal? Dis deursigtig en jy moet deursigtig voor God kom staan. Aha, dankie Here vir dit. Amen. Dan 4 lewende wesens. Hierdie 4 het my, toe ek weer hier kom, toe begin hulle my weer pla. Here, U begin nou vir my die goed oopbreek en wys, maar wat is hierdie 4 lewende wesens? Net daar die lewende wesens klink nie lekker nie. En kyk wat sê die Here vir my in die Grieks waarin dit geskryf is. 4 lewende wesens, die woord daar vir lesens is zoon. Zoon. So daar het 4 lewende zone daar gestaan voor die Here. Wat se ding is 'n zoon? En die oorspronklike teks zoon wat beteken, dis 'n gerib. Nou gerib is 'n engel, die hoogste orde van die engelwesens. Die gerib se werk is, hy is geskep om die troon op te pas en te beskerm. Psalm 99 vers 1.
So hierdie is 4 engele. Nou, hoekom het hulle dit nie net so vertaal? En 4 engele was rondom die troon. Nou staan daar 4 lewende wesens. Dan sou dit meer nie skrikwekkend geklink het, want hierdie is wesens. Wat se wesens? Met oë van voor tot agter. Nou, die woord hierso vir hierdie woord zoon is dieselfde wat gerib is, het ons al 'n paar keer van gelees in die Bybel, né? Dit is dieselfde woord geribs of geribs, ja, is dieselfde wat die Here vir Moses opdrag gegee het om van goue geribbies te maak. En wat moes hulle gedoen het? Hulle moes hulle op die verbondsark gemonteer het om die ark te bewaak. Dit is hulle. Presies dieselfdes. Daar is hulle op 'n voorstellingkie van die ark en dit is geribs wat die Here daar in Exodus 25 vers 18 van praat en ook in Exodus 37 vers 7 tot 9. Dan is daar nog 'n plek waar die Here van hulle praat en sê van geribs wat op die aarde iets moes doen. Dus hierdie klonge, daar is hulle, sien jy, daar is, en hulle lyk nie te vriendelik nie, daar so, dit is, wat is hierdie, hier loop 2 mense hier voor, ja, dit is Adam en Eva en die tuin van Eden. Die Here het die geribs voor die ingang van die tuin van Eden geplaas om die tuin van Eden te beskerm. Dieselfde geribs zoon wat hier in Openbaring hoofstuk 4 gebruik word. Dieselfde wesens. OK. Nou klink dit nie meer so skrikwekkend nie. Nou dan begin jy besef, dankie Here as dit vir jou oopgaan, dat die Here dit vir jou wys, dan besef jy, Here, net soos wat die ander goed, die kleure en doen is, iets voorstel, iets symboliseer, moet hierdie oë van bo tot onder en ook iets symboliseer. Dit symboliseer dat hulle nooit slaap nie, dat hulle altyd wakker is, en dat hulle niks nie raak sien nie. Dit sal vir jou onmoontlik wees om enige iets, dink jouself, as jy oë gehad het van kop tot tone, van voor tot agter, hierdie kante af, enige plek, dink jy sou enige iets in hierdie lewe kon gemis het, misgekyk het. Dit gebeur baie as ons net so loop op iets en kyk daar, nee, ek het nie gesien nie, ek het dit gemis, want jy het net 2 oë. Ek mis nog meer en ek het net 1. Dan sit waar, dan begin ek soek, maar as ek vol oë gewees het van kop tot tone, sal jy niks gemis het nie. Dit sê net, hierdie engele bewaak, want hulle is geribs, hulle is nie serafs nie. Serafs se primêre funksie is om God te aanbid en nie om te beskerm nie. Jesaja hoofstuk 6 vers 2. Nou hierdie is nie serafs nie, hierdie is geribs. Geribs is om te beskerm en om goed te beskerm, goeie wag, veiligheidswag wat jy kry. Jy gaan nie 'n veiligheidswag sommer aanstel wat 1 oog of geen oog het nie, want hy moet sien. Hy moet in die nag kan sien. Elke dingetjie wat beweeg, kom op dieselfde neer. Hulle het oë van bo tot onder, nie regtig dat hulle oë het nie, van bo tot onder nie. Dit is net dat hulle alles waarneem. Dit is wat dit beteken. En daar prys die Here, daar is dit toe nie meer, Here, wat is die lelikste nie,
die hemel of die hel nie. Prys die Here daarvoor. Ek het dit geweet, maar dit is net hierdie, sien, jou eie kop, eie verstand, eie gedagtes, eie redenasie, laat jy in so 'n rigting indruk. Dan kom ons by vers 7. Hoekom gaan hy nie nou verander hy nie? Want hier staan een of ander boodskap hierso. Kom ek lees gou hierso. Nee, regtig, not now. It is now time for you to restart and to do an update, not now. Sorry, remind me tomorrow. Dankie, ons sal môre daardie restart doen. Daar sê vers 7, nou raak ek opgewonde. Nou kom dit en dit gee vir jou 'n beskrywing van hierdie 4 geribs, wie hulle eintlik is. Hoor hier, die eerste lewende wese, die eerste gerib, was soos 'n leeu en die tweede lewende wese was soos 'n kalf en die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. Amen. Kom ons kyk gou. Dit is nie wat hulle is nie. Hy sê dit baie duidelik daarso, was soos 'n leeu, soos 'n kalf, soos 'n mens, soos 'n arend, daai vlerke. Aha, nou hoor hierdie is, wow. Hierdie 4 geribs verteenwoordig die 4 evangelies. En daarom staan hulle op die plek waar hulle staan. Waar staan hulle? Hulle staan tussen God en die ouderlinge aan die linkerkant en die regterkant en hulle staan op die see van kristal, soos wat ons gelees het. Met ander woorde, hulle staan tussen God en hierdie Ou Testament, Nuwe Testament, dit was wat die ouderlinge was, en op die see van kristal. Hulle staan hier waar die bloed van Jesus is, die 4 evangelies. Dit simboliseer, Johannes sê daarmee, toegang tot die hemel en die troon is deur die evangelies, wat die blye boodskap van redding deur die bloed van die lam is. Daar is nie 'n ander manier toegang tot die troon nie, behalwe deur die bloed van Jesus, die bloed van die lam, deur die 4 evangelies, en dit is die 4 evangelies staan hierso, hier staan die Ou Testament, Nuwe Testament, hulle staan in die middel. Die 4 evangelies is die koneksie tussen die Ou en die Nuwe Testament. Die vervulling het in die 4 evangelies plaasgevind. Amen. Dan is daar so die eerste enetjie, ek sien, die leeu is in Matteus. Matteus is die leeu. Hoekom? Want in Matteus word Jesus as die leeu van Juda, die koning, beskrywe. Matteus. Die tweede een is 'n kalf. En die kalf is dan, kom ons druk net 'n knoppie. Die kalf is Markus. Waar in Markus word Jesus as die kalf, die dienaar beskryf, wat geslag gaan word. Amen. Markus. Dan was daar's een uit 'n gesig soos 'n mens gehad,
dit is hierdie ene, wat sê jou verstand is hy? Hy is Matteus, Markus, jy is reg. Hy is, dit verteenwoordig Lukas. Hoekom? Kyk, wat gebeur in Lukas? In Lukas word Jesus as die volmaakte mens op die aarde in gewone lewe beskryf. Lukas konsentreer, fokus die meeste op Jesus die mens. Amen. Dan die vierde een is 'n arend. Ons weet al wat kan oorbly van die 4 evangelies is dan die arend is Johannes. Hoekom Johannes? Want in Johannes word Jesus as die arend beskryf. Wat 'n arend? Die seun van God wat in sy glorie van die hemel neerdaal in sy glorie. Amen. Het jy dit? Dan sy. Die 4 lewende wesens is die 4 evangelies. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. En elke een beskryf Jesus as daardie, of 'n leeu, of die lam, of die mens, of die arend. Amen. Prys die Here. Dit is werklik 'n groot openbaring. Vers 8. In vers 8 staan daar geskrywe, en die 4 lewende wesens en die 4 geribs het elkeen vir homself 6 vlerke gehad. En hulle was rondom en van binne vol oë. En hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. Amen. Weer eens hierso staan dit so amper asof dit herhalings is, maar hierso staan iets, hulle het 6 vlerke gehad. Nou daar was, tot op hierdie stadium was daar nog net 1 keer ander uitsonderlike engele in die Bybel gewees, en dit was in Jesegiel hoofstuk 1 en in Jesegiel hoofstuk 10, waar engele 4 vlerke gehad het. Maar hierdie engele het 6 vlerke. En net soos wat ek net nou gesê, die Here het nog nie eens my gewys, regtig oor die, wat was dit, die reënboog nie, so het die Here ook nog in 15 jaar, 20 jaar, hier rondom by 20 jaar, nog nie dit geopenbaar, hoekom het hierdie 6 vlerke nie. Mense sal sê, kyk na die getal 6, wat beteken dit om so aan? Nee, ek gaan nie my eie afleidings maak nie. As die Here niks wys nie, het ek niks om te sê nie. So ek weet nie hoekom het hulle 6 vlerke nie. Amen. Dan, hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig. Nou, jy moet onthou, dit pas nie by hierdie 4 geribs nie. Hoekom? Want geribs se doel is om te beskerm. Hulle is om oorlog te maak, hulle is om te veg. En die serafs is om te aanbid. Maar wat doen hulle? Hulle is besig om die hele tyd te aanbid. Wow. Nou eerste, dit dui daarop aan dat in die hemel, maak dit nie saak wie jy is nie, jy gaan die Here aanbid. Die eerste. Tweede is dit, hierdie is die 4, is nie regtig die 4 engele net wat daar staan nie, dit is die Here het dit vir ons mooi gewys, geopenbaar, dis die 4 evangelies wat daar staan, tussen die Ou en die Nuwe Testament en voor die troon. So,
Wat is hierdie 4 evangelies? Die 4 evangelies is 'n aanbidding tot Jesus wat op die troon sit. Amen. Dan het ons vers 9, 10 en 11 wat ek in 1 gaan lees, want dit is wat dan gebeur. Jy kan dit nie regtig opbreek nie. Vers 9 tot 11. As ek net so kan staan dat ek kan lees wat daar staan. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle trone voor hom neer en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Amen. Sien jy wat gebeur hier? Baie belangrik wat hier gebeur. Hierdie gedeelte verwys ook terug na Genesis hoofstuk 1, wanneer die hele skepping erken, wat God erken, en dat hy die alleenskepper is en dat alles wat hy skep goed is. Dieselfde het daar basies gebeur. Hierso gebeur dit ook. Hulle val op hulle aangesigte neer. Dit dui op totale oorgawe aan God. En hulle sê, Here, U is waardig. Hulle werp hulle trone voor hom neer. Wat 'n trone is dit? Of krone is dit? Dit is die krone van hoofstuk 2 en hoofstuk 3. Die kroon van die ewige lewe, hulle ewige lewe krone wat hulle ontvang het. Hulle sê, Here, dit is slegs U is waardig. Here, dankie, maar nee, dankie nie. Hulle sê daarmee, dankie Here, maar dit is genade dat ons die ewige lewe ontvang het. Ons is nie waardig om daarop te roem of enige iets daarvoor te kry nie, want dit is U genade. Dan werp hulle dit voor die Here neer en hulle verkies om die Here te aanbid. Wow. Het ek nie 'n prentjie daarvan? Ja, daar het ek probeer uit 'n mooi prentjie kry. Dit is net 24, hierdie maak baie sin. Dit is net 24, 12 aan elke kant. Maar as jy kyk hierso, hier is daar duisende op hierdie prentjie wat almal besig is om die Here te aanbid, om te sê, Here, U is waardig, want hulle almal het krone op hulle koppe, hulle het almal die ewige lewe kroon ontvang, en almal is dit eens, Here, U is waardig. Ons is nie waardig om erkenning daarvoor te kry nie. Dit is totale oorgawe en totale aanbidding aan God hierdie. Dit is hoofstuk 4, vers vir vers gewees. Ek dank die Here, ek prys die Here en ek vertrou die Here dat daar soveel dinge vir jou oopgegaan het. Ek wil net vir die Here, ek wil net 'n kort gebed doen en vir die Here sê dankie en vra Here, hou dit openbaring vir U. Vader, ek kom in die wonderlike naam van Jesus, ek dank U Here, eerstens, ek voel soos hierdie mense, Here, wat op hulle knieë neergeval het en die krone op hulle koppe voor hulle uitgegooi, gewerp het, Here, en gesê het, Here, U alleen is waardig. Here, dankie, so voel ek dieselfde. Here, dankie vir hierdie openbaring, Here, dit is wonderlik. Here, maar laat geen mens
enige krediet vat daarvoor nie. Here, dit is genade dat U dit vir ons gegee het. Here, ek wil my ook so neerwerp voor U en sê, dankie Here, ek is nie waardig om dit te bring nie, maar dit is 'n voorreg. Ek bid, Here, dat wij hierdie wonderlike openbaringe, dat ons die woord kan verstaan, Here. Ek bid dat U, Here, dit self gesaai het vandag met hierdie aanbieding en elke keer wanneer iemand hierna sal kyk en dat U self, Here, hierdie saad wat U saai, dat U self dit sal nat maak, Here, met die Heilige Gees, dat dit self sal ontkiem in die openbaringe van U krag. Ek bid dit in Jesus naam en ek vra, Here, maak dit vas in mense se harte in Jesus naam. Amen en amen en prys die Here. Amen. Volgende keer hoofstuk 5. Nou hoofstuk 5 is, as ek reg onthou, 'n parentese. Mens sê jy, wat die hel is 'n parentese? Of seker, miskien het ek nou nie gesê wat die hel nie, maar dit is mos hoe ons praat. Wat die swernoot, is dalk 'n beter woord, is 'n parentese. Parentese is weg van die normale af. Dit is nie die volgende gebeurtenis nie, dit is net bykomende inligting, weg van die normale wat moes gebeur. So, tot volgende keer, die Here se seën en shalom, vrede.